Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend by die nagmaal erediens, waar ons op 'n besondere manier weer bewus word van Christus se lyding en sy dood en wat dit vir elkeen van ons beteken, ook vandag. Ja, U is my rots en my bergvesting. Ter wille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ek hou in ons voor die formulier vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Broers en susters, voordat ons dan by die tafel van die Here aansit, kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie Here dat ons saam met broers en susters in die geloof onder die geklank van U woord kan wees en hoor hoe U wil hê ons moet leef, wat U van ons vra. Maar ons dankie ook Here dat ons aan U tafel mag aansit. Dat ons op 'n besondere manier weer kan bewus raak van U onbegrensde liefde en die genade wat U in Jesus Christus aan ons getoon het. Here, ons herdenk en ons vier die nagmaal, maar ons dink nie altyd wat die prys is wat betaal is nie. Daarom vra ons,
dat U asseblief, Here, wanneer ons vanoggend aan U tafel aansit, so die met U Gees in ons harte sal werk, dat ons sal besef, Here, U het die duurste prys denkbaar betaal, sodat ons verlos kan wees van sonde en dood, en die lewe kan hê tot in alle ewigheid. Dankie dat U rekening hou daarmee dat ons wat mense is maklik vergeet, en daarom ons ook help, om daaraan te dink elke keer wanneer ons die nagmaal vier. Here, wil U asseblief dit wat vanoggend hier gebeur, die verkondiging van U woord, by wyse van die prediking en 'n sakrament, wil U dit seën. Wil U so, Here, ook die verkondiging van die evangelie seën, daar waar dit vanoggend plaasvind, reg oor die hele wêreld. Wanneer ons aan hierdie tafel kom aansit vanoggend, Heer, dan bely ons ook ons skuld. Ons is sondige mense, ons is klein en nietig. Ons is totaal en al van U afhanklik. Daarom vra ons, Here, vergewe ons sondes. Help ons om op die regte manier te leef, soos wat U dit van ons vra. Help ons, Here, om die genade wat ons van U ontvang, nie goedkoop te maak nie. Ons bid ook vir hulle wat siek is, wat nie hier kan wees nie. Hulle wat alleen is, wat dalk verlang. Wat ook al, Heer, in elkeen se gemoed aan die gang is, U weet dit. Raak ons harte aan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, ons skriflesing is vanoggend uit Jesaja hoofstuk 58. Ons gaan die eerste 11 verse van die hoofstuk lees. Die opskrif hier is: Wys my volk op hulle oortredinge. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalings van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vra, waarom vas ons, maar U sien dit nie. Verootmoedig ons, maar U gee nie aandag daaraan nie. Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil, en die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit op twis en rusie. Julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit 'n vasdag? 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê nie dit nie? Om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry. Om die juk wat op mense druk, af te haal. Om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is,
van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee, dat jy jou medemens nie aan sy eie lot oorlaat nie. Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, as jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die Here sal jou altyd deurlei. Selfs in dorstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Ons lees tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor en elke dag ook daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Jesaja 58 vers 11. Die Here sal jou altyd deurlei. Broers en susters, elke mens leef op 'n sekere manier. Elke mens rig sy of haar lewe op 'n sekere manier in. En daarom sê ons dat elke mens ook sy of haar eie leefstyl het. Daar is sekere dinge wat ek doen, sekere manier waarop ek dinge doen, wat nie vir ander mense is nie. Ander mense doen dit anders, want ons leefstyle verskil van mekaar. Wanneer jy 'n gesonde leefstyl wil handhaaf, dan sal jy sorg dat jy gesonde kos eet, dat jy gereeld oefen. Dit wat sleg is vir jou liggaam, en dit wat ongesond is, gaan jy vermy, so ver as wat jy kan. Aan die begin was dit moeilik, maar na mate jy dit begin doen het dit jou leefstyl geword. Dit het die manier geword waarop jy lewe. En dit is later asof jy nie meer doelbewus hierdie dinge doen nie. Dit kom van self. Dis nie meer iets waaraan jy jou elke dag moet herinner dat ek dit moet doen nie. Dit word vir jou 'n manier van lewe. 'n Leefstyl is anders as iets wat ek doen, en dit doen net om dit klaar te kry, om dit afgehandel te kry. Dit wat ek doen, as deel van my leefstyl, word fisies deel van my lewe. Ek sê nie aan die een kant dat ek so lewe, maar aan die ander kant maak ek soos ek wil nie. Hoe ek sê ek lewe, en hoe ek op die ou end lewe, hoe my leefstyl lyk, is dieselfde. Want dit het vir my 'n manier geword waarop ek leef. Daar's nie 'n ander manier om op te leef nie, want ek is oortuig daarvan dat my manier van lewe, my leefstyl, die regte een is. En net so, broers en susters, vra ons geloof ook van ons 'n sekere leefstyl. Wanneer ek sou vertel
dat ek 'n Christen is, dan beteken dit nie net dat daar sekere dinge is wat ek elke dag moet doen. As ek dit gedoen het, is dit afgehandel en nou noem ek myself 'n Christen nie. Wanneer ek myself 'n Christen noem, dan beteken dit ek glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ek glo dat Jesus in my plek gesterf het, dat hy uit die dood uit opgestaan het, die oorwinning oor die dood behaal het, en dit met my deel. Wanneer ek myself 'n Christen noem, dan weet ek, dat Christen wees 'n leefstyl word. Dit word 'n manier van lewe, waarin ek dit wat ek glo en bely, naamlik dat ek 'n kind van God is, en dat Jesus aan my die verlossing gegee het, dat ek dit gaan duidelik maak, in die manier waarop ek elke dag lewe. Dit word die riglyn, waarvolgens ek leef. In Jesaja 58, spreek God sy kinders hieroor aan, en sê hy juis vir hulle, dat om 'n kind van God te wees, vra van jou 'n sekere leefstyl. Om te bely dat ek 'n kind van God is nie iets wat ek net met die mond bely nie. Ek bely dit ook met my manier van lewe. God spreek sy volk aan, omdat hulle skynheilig is. Hulle bely een ding, en hulle leef 'n ander ding. Hulle soek na die teenwoordigheid van God, en hulle sê, dat hulle aan hom gehoorsaam wil wees. Maar in werklikheid het hulle godsdiens niks anders geword as 'n paar godsdienstige handelinge wat hulle uitvoer elke dag, en dan dink hulle, dit is genoeg. Hulle leef nou in gehoorsaamheid aan God. Vir die res van tyd kan hulle maak, soos wat hulle wil. Om te vas, wat God se kinders doen in Jesaja 58. Met ander woorde, om jouself vir 'n sekere tyd daarvan te weerhou om te eet en te drink, het jy gedoen om jouself daardeur voor God te verootmoedig. Dit was 'n manier waarop jy jou totale afhanklikheid van God bely het. Dit was 'n manier om dankie te sê vir die genade wat jy van God ontvang, wat jy nie verdien nie. Jy het gevas om daardeur te besef dat God vir jou sorg en dat hy vir jou genoeg gee om van te lewe. Deur te vas, het jy bely dat jy klein en nietig is voor die almag van God, die skepper van hemel en aarde. Wanneer Israel vas, wanneer hulle dus iets doen om al hierdie dinge te bely, dan leef hulle nie soos wat die Here dit van hulle vra nie. Hulle doen nie wat God van hulle verwag nie. Hulle lewens word eerder gekenmerk deur selfsug, as wat hulle doen wat die Here vra. Hy vra, wees barmhartig, sorg dat reg en geregtigheid geskied, help die wat in nood is, voorsien aan die wat nie kos en klere het nie. Dit vergeet hulle, maar vas hulle. Hulle dink dat hulle godsdiens en hulle geloof op die regte manier uitleef,
deur maar net te vas, en as dit klaar is dit klaar. Maar hulle vergeet, dat om 'n kind van God te wees, beteken ook, dat jy op 'n sekere manier gaan lewe. God wil nie net sien, dat hulle vas, deur hulle te weerhou van kos nie. Hy wil sien, dat terwyl hulle vas, hulle self voor hom verootmoedig, dat hulle gaan kos gee, aan die wat nie het nie, dat hulle gaan hoop gee, met die troos, dat God jou lief het, en dat jy in jou nood na hom toe kan gaan. Om te vas, beteken vir God niks, as jy wat vas, jou nie ook ontferm oor ander, en aan hulle barmhartigheid gaan toon. Ons het duidelik gelees vanoggend, wat God vra. Is dit al, wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit 'n vasdag? 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê, nie eerder dit nie? Om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry. Om die juk wat op mense druk af te haal. Om verdruktes vry te maak. Om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is, gaan brood gee nie? Dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie? Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie? Dat jy jou medemens nie aan sy eie lot oorlaat nie? Wanneer God ook in Micha 6 met sy volk praat, dan sê hy vir hulle, ek soek nie al hierdie duisende ramme as offers nie. Ek soek nie 10.000 liter olie as offer nie. Ek soek dat reg en geregtigheid geskied. Dat julle liefde sal bewys teenoor mekaar en gehoorsaam aan my sal leef. Ek soek nie dit wat in jou hand is nie. Ek soek dit wat in jou hart is. Dis wat God wil hê. Naamlik dat jy jou geloof en die doen van jou geloof jou leefwyse maak. Jou leefstyl maak. Terwyl Jesus en sy disippels op pad is Jerusalem toe, dan vertel Jesus vir hulle waaroor dit gaan. En is so gepas dat ons dit vandag ook hoor, terwyl ons die nagmaal kon vier, en terwyl volgende Sondag ook die eerste Lydenssondag in die kerklike jaar is. Jesus sê vir sy disippels, dat hulle nou op pad is Jerusalem toe, want daar gaan hy gekruisig word. En 3 dae later gaan hy uit die dood uit opstaan. Petrus sê dan vir hom, Here, ek sal dit nie toelaat nie. Jakobus en Johannes vra, dat hulle saam met hom kan regeer, een aan sy linker en een aan sy regterkant, nadat hy opgestaan het, en nou die regeerder van die nuwe koninkryk is. Die disippels wil weet, wie gaan die belangrikste wees in hierdie nuwe koninkryk? En hulle vra dit, so asof hulle skimp by Jesus. Maak ons wat hierdie pad saam met U gestap het, maak ons tog die belangrikste in hierdie nuwe koninkryk. En elke keer wanneer hulle met Jesus hieroor praat, dan verklap die disippels hulle onkunde, wanneer hulle dit baie duidelik maak. Hulle verstaan nie wat Jesus bedoel nie.
En dan sê Jesus vir hulle, dit gaan nie oor mag nie. Dit gaan nie oor wie die belangrikste is nie. Dit gaan daaroor dat jy my volg. Dat jy jouself verloon en jou kruis opneem en my volg. Verloon jouself. Jy's nie die belangrikste in jou lewe nie. God en ander mense is vir jou belangriker as jouself. Neem jou kruis op, want dis moeilik om jouself nie meer as belangrik te ag nie. En dan kom volg jy my. Volg my. Dat jou geloof nie net iets is wat jy bely met jou mond nie. Dat jou geloof nie net iets sal wees wat jy oordeel, jy het nou alles gedoen wat jy moet doen, jy is nou 'n Christen nie. Laat jou geloof jou leefwyse word, jou leefstyl. En doen dit terwyl jy op die pad agter my aankom. Volg in my voetspore. Ons lees in Handelinge dat die eerste mense wat 'n groep gevorm het en vir Jesus gevolg het na sy dood, van hulle self gepraat het as die weg. Met ander woorde, die pad. Daarmee het hulle juis bedoel dat om vir Jesus te volg nie net beteken om 'n klompie godsdienstige handelinge af te handel en dan is jy reg nie. Om in hom te glo beteken dat jou hele lewe verander. Want voortaan is jy die heeltyd op die pad agter Jesus aan. Jou geloof en die uitleef daarvan word jou leefstyl. Jou geloof bepaal die manier waarop jy lewe. En hierdie manier is om vir Jesus te volg. Jesus se pad, broers en susters, was nie maklik nie. Sy pad het deur swaar kry en lyding geloop. Van sy eerste lewensoomblik af. Gebore in 'n stal. Saam met sy ouers moes hy vlug vir sy lewe. Daar was hoeveel strydgesprekke tussen hom en die fariseërs of die skrifgeleerdes, waarin hulle hom wou uitvang om iets teen hom te kry, dat hulle hom uit die pad uit kan kry. En op die ou end bereik sy lyding 'n hoogtepunt, waar hy aan die kruis sterf op Golgotha. Dit is die pad waarop ek en jy as die uitleef van ons geloof vir Jesus moet volg. Dis nie 'n maklike pad nie. Om te sê dat ek vir Jesus volg, of om te sê ek lewe in die voetspore van Christus, is nie iets wat ek ligtelik opneem nie. Dis nie iets wat ek sommer maar net sê nie. Dis 'n ernstige saak. Want om vir Jesus te volg, beteken dat die pad nie altyd gelyk is nie. Daar soms opdraandes, daar soms skerp draaie, wat deur die wêreld veroorsaak word. Om vir Jesus te volg, beteken dat ek op die pad agter hom aan, nie om Golgotha loop nie, maar dat ek saam met hom oor Golgotha loop. Ook dit wat die wêreld op sy pad gebring het. Dit beteken, as ek op hierdie pad agter Jesus aanloop, dat ek soms ook deur die wêreld gespot word, deur die wêreld veroordeel en verneder word, omdat ek eerder die pad agter Jesus aankies, as wat ek die pad kies, wat die wêreld my wys. Die wêreld lag vir my,
Wanneer ek my lewe meet aan dit wat God van my vra, eerder as aan dit wat die wêreld vra. Die wêreld lag vir my, waar my taalgebruik eerder iets sê van my eerbied en respek vir God, as wat ek sy naam misbruik. Die wêreld spot my, wanneer ek sou sê ek iets nie sal doen nie, want God wil nie hê dat ek dit doen nie. Die wêreld spot my, wanneer ek besluit om eerder die pad agter Jesus aan te loop, as om die pad te loop wat alledaags is, en wat in die mode is. Gelag en gespot is egter nie al wat ons kry op hierdie pad nie. In Jesaja 58 hoor ons ook die troos wat ons op hierdie pad kry agter Jesus aan. Ons teksvers sê, die Here sal jou altyd deurlei. Selfs in dorre streke sal hy aan jou voorsien. Hy sal jou sterk maak. Dit, broers en susters, is die troos, wanneer ek vir Jesus volg, en so my geloof uitleef, deur aan God gehoorsaam te wees. Hy is die een, wat my lei op my lewenspad. Hy was reeds hier, waar ek nou is, en hy wag ook vir my daar, waarheen ek op pad is. Wat ter beproewing ook al op my pad kom, hy is erger as dit deur. Hy verstaan, en hy wag vir my aan die ander kant, terwyl hy deur sy gees, hy ook lei op hierdie deel van my pad wat moeilik mag wees. Daarom kan ek met hoop lewe, op hierdie pad agter Jesus aan, wat nie altyd 'n maklike pad is nie. Hy is die een wat my op daardie pad lei. Selfs hy het dit op sy lewenspad moeilik gehad. Wat maak my beter? Dat ek nie soms ook pyn en lyding op my pad het nie. Ons het vanoggend die onuitspreeklike groot voorreg gehad om aan die tafel van die Here te kon aansit. As te ware kon ons sy genade in ons hand vashou en dit voel, wanneer ons die bord en die beker aangegee het. Hier het ons weer duidelik bewus geword daarvan, dat Jesus se pad nie altyd maklik was nie. Ons pad is ook nie altyd maklik nie. Maar hier aan die tafel kry ons die troos, dat hy reeds hierdie pad gestap het. Dat hy voor ons uitgaan. Dat hy ons lei op hierdie pad. Ons is nie alleen nie. Die uitleef van ons geloof moet dus meer wees as net die nakom van sekere godsdienstige handelinge. Ek kan nie net Sondag kerk toe kom en van Maandag tot Saterdag leef ek soos wat ek wil, het ek vrede met wat God van my vra nie. Ek kan nie Sondag nie kerk toe kom nie en my kinders net hier by die kategese kom aflaai en dink ek kom daarom so getrou my doopbelofte na nie. Die verantwoordelikheid wat ek het teenoor my kinders beteken om my geloof te leef elke dag en daarin ook vir hulle 'n voorbeeld te stel van hoe God wil hê sy kinders moet leef. Ek moenie dink ek gee my offergawe en dan het ek betaal om 'n lid van die kerk te wees nie. Die kerk is nie 'n klub waar ek lidmaatskap fooi betaal en sodra ek dit betaal het ek 'n sê in die kerk nie. Ek gee my offergawe as dankbaarheid teenoor God
vir dit wat hy vir my doen, dat ek deel van sy kerk mag wees. Ek gee my offergawe, sodat hulle wat in nood is, gehelp kan word. Ek leef my barmhartigheid teenoor ander uit, sodat hulle ook genoeg kan hê om van te leef. Geloof, broers en susters, word 'n leefwyse, 'n leefstyl. Dit word 'n pad wat ek loop agter Jesus aan. En ek doen dit uit dankbaarheid, omdat hy bereid was om sy lewe af te lê, sodat ek iemand kan hê om te volg op my lewenspad. Mag hy aan ons die krag gee om hom te volg met die wete en die troos, dat al word my pad soms steil, al is daar soms skerp draaie op my pad, hy loop voor. Hy was reeds hier, en hy wag vir my, daar waarheen ek op pad is. Versekering daarvoor, het ons vanoggend gekry, toe ons aan die tafel aansit, en die nagmaal kon gebruik, en sien hoe dit bedien word. Kom ons gaan maak met die krag wat die Here vir ons gee, 'n leefstyl van geloof, deur te besef ons hele lewe, ons hele Christen wees, is 'n besig wees op die pad agter Jesus aan. Dit is nie maar net 'n paar handelinge wat ek uitvoer, en dan is dit gedoen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vra soveel maal, lei ons op die regte pad. En dan los ons die verantwoordelikheid vir U, om te sorg dat ons reg lewe. Here, wil U asseblief deur U Gees so in ons harte werk, dat ons 'n pad sal kies agter U aan. Dat ons die pad in gehoorsaamheid sal loop, juis omdat ons ook weet ons het die troos dat U ons vooruitgaan en ons volg. Help ons, Here, om wanneer die wêreld ons spot en ons veroordeel, ons verneder, dat ons werklik nie daaraan sal steur nie. Want wat saak maak is dat ons U volg, dat ons op die regte pad bly, deur U die heeltyd voor oë te hou. Wil U asseblief, Here, ook hierdie gemeente seën, soos wat U dit nog al die jare doen. Gee, Here, dat elkeen hier 'n geestelike tuiste sal hê. 'n plek waar ons saggies kan val, wanneer ons seer kry in die wêreld daar buite. En dat hierdie nie die plek word, waar ons onsself tromp op in die moeilikheid vasloop nie. Help ons, Here, om in gehoorsaamheid aan U te leef. Om ander mense te hanteer. Om oor ander mense te dink en aan hulle te doen, soos wat ons wil hê, hulle moet aan ons doen. Vergewe ons genadiglik, vir die kere wanneer ons tog ongehoorsaam is, en wanneer ons tog val daarin, om te leef soos wat U van ons vra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou en pas jou op. Die Here kyk jou in die oë en gee vir jou genade. Die Here wys vir jou wie hy is
en gee vir jou sy vrede. Amen.